die Here dit op sy hart lê. En as jy nou voel, maar jy daar lees hierdie naweek iets ontvang, en jou hart is vol, dis nie 'n probleem nie, ons bly in Suid-Afrika. As jy op die N4 ry, en jy gaan daar by Nelspruit, Johan, jy gaan dit nog leer ken. Daar is baie op die pad, het jy al gehoor van die dromedaris? Het jy al gehoor van die dromedaris? Dis nou nie die skip wat in Suid-Afrika het gekom met baie jare terug nie. Hulle is hier op die N4 snelweg, is 'n minibusie met 'n sleepbaantjie. Dan sy volgemaak, daar's nie 'n pakplek nie. Dan vat hulle die tou, dan vat hulle 25 liter kan en dan ry hulle hom so deur die handvatsels. Dan maak hulle dit so vas om die sleepbaantjie. Dan sê hulle, dis 'n dromedaris. Want daar's nog 'n dromedaris. Amen. Maak vanmôre plek bo op. Al vat vanmôre genoegsaam. Want dit wat die Here met ons gaan doen. Prys aan pastoor online. Mag die Here jou ryklik seën. Amen. Halleluja. Sê amen. Amen. Prys die Here, baie dankie pastoor Frit. Halleluja. Ons visiemoderator sowel as my amptdraers wat saam met die platform vandag deel en ook almal die pastore en broeders wat hier in die banke sien. Mag die Here julle baie lekker seën. Dankie dat julle julle gemeentes vanmôre gelaat het in iemand anders se hande om vir my te kom luister en deel te kan wees van hierdie formidabele begin van 'n groot saak van ons kerk. Sê amen. Halleluja. Nou voordat ek die woord van die Here wil bedien, is dit sekerlik maar 'n gewoonte in my gees en my siel om dit te doen, want ek voel dis die regte ding om te doen en ek wil graag vir u sê, nou as jy dit al gehoor het, sterkte, jy kom dit weer. As jy dit nie gehoor het nie, dis jou eerste keer. Halleluja. Amen. Ek staan vanmôre voor julle broers en nie as dat ek van iets van myself dink of my posisie. Want miskien skok ek jou vanmôre, maar my posisie beteken in die hemel niks. My posisie beteken in die hel niks. So as jy posisie gesoek het, jy soek na niks. Die enigste posisie wat vir die hel belangrik is wie is jy in Christus? Want jy sien dit bring die hel in bewing. Die enigste posisie wat vir die hemel belangrik is wie is jy in Christus? Want dit bring die hemel in beweging. En iemand wat in Christus is, ag ook ander wat in Christus is. Loof God se wonderlike naam. Daarom ag ek elke priester, elke man wat vanmôre saam met ons hier is. Amen. Prys die Here. Ek wil baie graag begin met iets baie vreemds vanmôre. Nou, ek het Helderberg 7,5 jaar of 7 jaar bedien en ek het gedink ek kan nie dieselfde boodskap vanmôre bring. Want ek gaan 'n paar sit en hulle gaan gaap, hulle gaan so kyk om ons weet wat jy sê. Amen. Amen. Ek kan ook nie dieselfde boodskap bring van 14 jaar terug nie, want dis 'n paar Rustenburgers wat sê ons het jou al gehoor. Ek kan ook nie van 21 jaar terug iets bring nie, want sê vereniging A is ou nuus. So ek moet iets niets bring. Amen. En ek wonder of julle my vroeg sal help by Helderberg se jong man asseblief. Kan dit so asseblief by elke reis so enetjie uitgehou, dankie. Dat hulle en dan broers jy in jou hande kry, maak gou vinnig 'n knoop in hom. En dan stuur jy net aan vir die volgende ou. Soms oor die banke. Moenie bang wees nie, gee dit vir mekaar. Prys die Here se naam. Amen. Die belasting vir elke bank. Julle kan nie almal selfde rigting gaan nie. Waar gaan julle na die heel ander kant toe? Dankie. Halleluja. Dankie tog. Waardering. Amen. Prys die Here. Hier is nog een daar van agteraf. Hier is nog een. Hier ook een van agteraf. Prys die Here. Broers, jy moet vinnig maak asseblief. Jy sit hom aan. Is jy nie 'n visserman nie? Nee, dis net wat vir hom. Dankie. Knoop hom stuur hom aan asseblief. So vinnig as jy kan. Kom. Moenie dink oor hom nie. Maak net 'n knoop, stuur hom aan. Gooi hom agter toe, gee hom vir iemand. So gou dit ons kan ons weet gaan met hom. Prys die Here. Amen.
En dis nie elke ou langs mekaar, jy hoef nie, ek kan soms so agter toe gooi, net agter geknoop kom. Wil julle wys hoe ek 'n paar knope vanmôre? Halleluja. Amen. Loop hom my broer. Amen. Amen. Prys die Here, hou hom vas. Prys die Here se naam. Amen. John, wie sou kan ek jou kom? Maak vas. Amen. Amen. Hoe ver is hy? Hoe ver julle vat ver te lank om goed vas te maak. Prys die Here, is dit so moeilik, broers? Ai man. Jy praat al van so jongs af geleer om jou skoenveter vas te maak. Wat sukkel jy so? Loop jy nou en stuur hom net aan. Amen. Wie hoef net dit net so net kyk nie eers nie. Amen. Hoe wil jy kyk vir 'n ding as om gaan vasknoop? Nie maak hom vas. Amen. Amen. Prys die Here. Wie kom maak ek hom vas? Kyk waar die een is in die 4de bank. Gooi hom agter toe my broer as jy klaar is. Ai, die Here help julle. Hy man is al in die middel verlang om 'n knoop te dis en die Here sê voor besig. Is jy deur? Wie is eerste deur gekom? Nog nie. Halleluja, die platform, prys die Here. Broers, dis kom julle voorlopers. Amen. Halleluja. Sien julle kom julle voorlopers is. Prys die Here. Amen. Amen. Yes, God. Prys die Here. Terwyl hy nog deurgaan, maak hom klaar tot aan die einde. Kan jy saam met lees in die woord van die Here? Halleluja. Is opgewonde oor die woord vanmôre. 1 Samuel 4 vers 12. Jy kan dit rustig op die bord volg of jy kan dit in die Bybels lees. Toe het 'n Benjaminiet van die slagveld afgehardloop en dieselfde dag in Silo aangekom met die geskeurde klere en grond op sy hoof. Terwyl hy aankom, sit Eli juis en uitkyk op 'n stoel aan die kant van die pad. Luister nou baie mooi die volgende gedeelte wat hy sê. Want hy was besorg oor die ark van God. Kan ek jou terugvat na die bid hier toe wat ons gehad het oor die ark van God? Eli, priester, profeet, hoof, is besorg oor hierdie ark. En die man het gekom om dit in die stad mee te deel en die hele stad het geskreeu. Toe Eli dan die geluid van die geskreeu hoor, sê hy, wat is dit vir 'n rumoerige geluid? En die man het gou gekom en dit aan Eli meegedeel. Eli was 98 jaar oud en sy oë het styf gestaan sodat hy nie kon sien nie. En die man het vir Eli gesê, dit is ek wat van die slagveld gekom het. Ja, ek het vandag van die slagveld gevlug. En hy vra, wat het daar gebeur? My seun, voordat ek verder gaan lees, ek sien 'n groep manne vanmôre voor my, wat van 'n paar jare se slagveld afgevlug het, vanmôre om in Helderberg te wees. Amen. Amen. Aangehardloop gekom met manne wat gekom het en gesê het, ons bewaar en ons is besorg oor die ark van God. En jy's vanmôre hier oor dit wat deur die jare al met jou plaasgevind het. En die boodskapper antwoord en sê, Israel het voor die Filistyne gevlug. En daar was ook 'n groot neerlaag onder die manskappe en u 2 seuns, Hofni en Pinias, het ook gesterwe en die ark van God is geneem. Hier maak die boodskapdraer weer melding van die ark van God, terwyl dat die profeet bekommerd is en besorg is oor die ark van God, kom die boodskapper met die boodskap oor die ark van God. Dit lyk vir my asof die hele Israel bekommerd is oor die ark van die Here. Onthou ek na die verkiesing, dus daar is sekere manne wat uitsprake maak om te sê dat hierdie moderators die een wat die Heilige Gees uit die kerk uit gaan vat. Ek het vir daai broer 3 antwoorde. Surprise, surprise, surprise. En as jy net iemand te môre gekom het, sterkte. Jammer dat jy jouself besig hou met sulke sake.
Nou is nie nou kry ek geen namens. En sy skoondogter, die vrou van Pinias, was ver heen in haar swangerskap. Sien, God het 'n beplanning met lewe in Christus kerk. Dat daar voortplanting moet plaasvind, dat daar meer mense moet wees. Die vrou van Pinias was ver heen in haar swangerskap, toe sy dan die tyding hoor dat die ark van God geneem is, en dat haar skoonvader en haar man gesterf het, het sy haar krom gebuig en gebaar, want haar barenswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, sê die vroue wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar, maar sy het nie geantwoord en dit nie ter harte geneem nie. Is dit nie hartseer nie, broers? Dat in die sleg het God iets wonderliks geskep. En hy gesê, maar daar sal 'n vooruitgang wees vir Israel. Ek laat 'n seun gebore wees. 'n Seun wat later 'n priester kan word. 'n Seun wat heel moontlik profeet kan word. 'n Seun wat heel moontlik op 'n plek kom wat hy koning kan wees. Die Bybel sê dat die vrou het dit nie ter harte geneem. Is dit nie tragies, treurig, maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel, met die oog op die wegneming van die ark van God, en met die oog op haar skoonvader en haar man. Sy het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, omdat die ark van God geneem is. Vader, ek dank U, dat U woord is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Maar ek dank U dat hierdie woord lig bring. Dank U dat hierdie woord in die harte van hierdie priesters gaan werk, te wil, sowel as om te werk na U eie welbehaag. Dis vanmôre nie hier vir een ander rede behalwe dat U, Vader, in my 'n welriekende geur en 'n genotting sal geniet. Word asseblief jy ons vereer vanmôre en ons dank U. En die volk van die Here sê amen. Amen. Priester sê gou weer amen. Amen. Halleluja. Hierdie geleesde gedeelte praat eintlik van dit self. Hy praat eintlik presies, gee vir jou hierdie nuus wat gebeur. Hy vertel jou hierdie baie mooi geskiedenisverhaal wat eintlik 'n baie slegte saak is. En my hart het ek, terwyl ek voorberei vir die konferensie al 'n paar weke terug, het ek in my hart voorgeneem eintlik om met julle te praat oor die bediening van betrokkenheid. Die bediening om betrokke te wees by jou vrou, jou kind, jou kerk, jou God. Die krag daarvan en dat ons Vader het 'n bediening van betrokkenheid. Weet jy dit? Ons Vader se bediening is van so aard dat hy eintlik sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê dit want hy's betrokke. Hy sê, ek is die skadu aan jou regterhand. Met ander woorde, jy kan nie van my ontslaa raak nie. En daar's 'n kragtige iets wanneer jy begin bedien oor betrokkenheid. Betrokke by jou kinders. Jy het nie nodig om geld te hê nie. Jy het nie nodig om die slimste te wees nie. Jy het nie altyd nodig om 'n antwoord te hê nie. Jy moet net betrokke wees. Wees net daar, bly baie keer stil, dis baie keer veiliger. Wat as jy tieners in die huis het? Hulle moet tieners advokaat maak. Hulle weet alles. Maar die krag van betrokkenheid, van dink hoe om dit aan. En ek het myself voorberei om oor daardie bediening te praat wat min mense ooit in my lewe gehoor praat. Die bediening om daar te wees. Maar gistermôre in die bid hier, terwyl ek in die Gees bid, toe sê die Here vir my, jy bedien oor die seun. Ikabod. Weet jy wat beteken Ikabod? Behalwe dat dit beteken dat die ark van God weg is. As jy Ikabod geld in die weet net hoeveel jy. So kan ek deur 'n paar Ikabod gevalle gaan in die lewe. En hierdie vrou
het nie ag geslaan op wat God vir hulle gegee het nie. En sy hang 'n bord om daai seun se nek. En hy word groot vir die res van sy lewe met die naam Ikabod. Dit beteken niks. Voel soos 'n loser. Kan dit nie maak nie, die spruit is te geweldig, want ek is Ikabod. Jare terug toe staan 'n man in my gemeente en hy kom na my en hy sit voor my en hy huil. Hy sê, pastoor, ek voel soos 'n niks. En die oomblik vir my sê, kry ek 'n inspraak van die Heilige Gees, want God praat deur sy woord. As jy meer sy Gees wil hoor, lees meer sy woord. En weet jy wat sê die woord van die Here vir my? Ek moet hom antwoord. En hy sê, moenie bekommerd wees nie, jy's op 'n veilige plek. En hy weet nie wat vir my te antwoord nie. En ek sê, jy is op die regte plek. Hy sê, pastoor, wat bedoel jy? Ek sê, my God vat 'n niks en hy hang die aarde aan hom op. Hy gebruik verhoore self die niks, loof sy wonderlike naam. En vanmôre gaan ek so 'n oomblik met jou kom praat van die benaming wat jy deur die jare gekry het. En jy dra 'n bord. Mense het sake op jou geplaas. Moontlik het familie sake op jou geplaas. En jy loop met daai bord en jy word genoem Ikabod, broer. Jy word genoem priester. Jy word genoem Ikabod. Wanneer hulle met jou praat, wanneer die families met jou praat, wanneer mense agter hulle hande praat, dan praat hulle as Ikabod. Maar baie vroeg vanmôre, baie vroeg, het ek opgewonde geword, want die Here het vir my gesê, ek stuur jou nie vanmôre om 'n woord te gaan preek nie, ek stuur jou vanmôre om in die 4de dimensie in te kan praat, en wanneer jy in die 4de dimensie in praat, sal my Gees vanmôre manne weer vrymaak. Hy gaan vanmôre 'n kragtige saak die onder die manne kom bring. Daar is eerste dimensie predikers, jy kan hom proe, jy kan hom voel, jy kan hom sien. Daar is tweede dimensie predikers, broers, en hulle kan jou op 'n emosie reis vat, en jy kan voel, ek's op die hoogste punt. Maar daar is min vierde dimensie predikers. Mag God lede in Christus kerk help, want dis hoe ek hierdie kerk leer ken het, as manne en vroue, dat wanneer hy praat, dan praat hy in 'n dimensie, in 'n geestelike dimensie, en wanneer daar verandering in 'n geestelike dimensie plaasvind, broer en suster, dan kom dit outomaties na die aarde toe, en dit word hier weerspieël wat in die hemel wees, want sê die woord, sê Jesus dan nie, dat dit wat jy op aarde bind, sal in die hemele gebind wees nie. So miskien het jy vanmôre reeds gemis en daardie stryk is verby jou sonder dat jy iets kon vasbind. Dis oké, moenie bekommerd wees nie. Ons het dit vanmôre as 'n groep gedoen dat God wil vanmôre hê dat ons moet sekere sake kan bind. As priester. Jy is gesalf as priester. Jy het alles geleer van priesterskap. Maar dit baat nie jy aan alles en vanmôre tree jy nie op nie. Nou dat jy moet optree aan my naam, mens. Nou kry die pastoor nie aan hande klap nie, want nou moet ek dit self doen. Nou is dit nie meer opas. Toe. Ja. Pastoor, hierdie vrou vir my. Broer, jy het al 21 jaar terug gediens. Jy het van haar gemaak wat sy nou is. 21 jaar terug was sy nie wat sy nou is nie. Wie se skuld is dit? Die pastoor se? Of die Here se? Nee. Priester, God sê vir jou, staan op. Staan op. Hoor wat sê die Here Jesus in Lukas 11:21, wanneer 'n sterk man goed gewapen is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het en deel sy byte uit. Die ander Matteus skryf
Hy sê, maar wanneer hierdie man nie oorval word, hy sê, wanneer hierdie sterk man gebind word. En ek gaan vanmôre met jou praat oor 'n paar sterk manne in jou lewe. En ons het reeds die manifestasie uitgevoer, dat ons het begin om bindings te plaas waar dit nodig is. Ek praat nie van white magic nie. Ek praat van iets wat binne in jou hart aan die gang is, broer. Hierdie sake wat ek gaan noem, gaan jy iewers miskien sien, Here, ek is deel van hierdie saak, en is hierdie sake wat gemaak het, dat jy Ikabod sou wees. Ikabod, wat oor my uitgespreek het as 'n seentjie, het hulle gesê, dat hulle gaan wash-outs wees. En daar was alle redes sekerlik om dit te sê, want as my pa 'n lion botteltjie gedrink het hy so 'n bietjie oorgelos, en die kind wat die naaste is, wat die volgende bier bring, mag daai laaste bietjie drink. Ek was 9 jaar oud te weet hoe om elke dop amper wat in die plekke verkoop word, hoe om dit te kan gooi. Ek het geweet so, hulle kon sê, ek is 'n wash-out. Hulle kon sekerlik sê, dat ek is 'n Ikabod, en wat gaan van hulle word? En hulle kon baie dinge sê, maar tot een dag, het God die woordjies verander. En nou moet ek hulle teleurstel. I am washed out by the blood. Ek gaan met jou praat oor 'n paar sterk manne in jou hart. 'n Paar sterk manne wat ons deur die jare ontmoet, wat ons nie self kan oorwin het nie. Manne wat eintlik ons huise betree het en ons oorweldig het. Maar God gaan jou vanmôre help, priester, dat jy gaan daai man kan bind vanmôre. Die Here het vir my gesê, terwyl ek vroeg vanmôre met hom besig is, toe sê ek gee aan elke man in hierdie plek die autoriteit om 'n binding te kan plaas en sterk manne weer vas te kan maak. Ons kyk gaan na die eerste sterk man in ons lewe vandag, is 'n man met trotse oë. 'n Man wat sterk staan. Want kyk broer, as jy by my loop, wil jy ten minste sien, daar's iets binne in my. Jy mag ook nie my swakheid beleef en ervaar nie. Want dit ons bediening toe gaan, toe die raad wat vir ons gegee was, ons moet 'n trappie altyd hoër as ons gemeente wees. Dit is die eerste blokkie raad. Die tweede blokkie raad wat ons gekry het, was die gemeente moet nooit jou swakheid raak sien. Altyd bietjie beter as hulle wees. Toe ons daar uitstap, toe vat ek my vroukie so aan die hand, toe sê ek, het jy daai raad gehoor? Sy sê ja. Ek sê, ons verafskiet dit met dit wat nodig is. Want God help my as ek my hoor, as my broer kan stel. Dis dit hoekom Jesus dan, die Bybel sê, die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het. Maar broers, ons is so trots, ons is te moeilik om jammer te sê. Ek onthou, dit was Dr. Isaac Burger wat gesê het, maak tyd om jammer te sê. Ons is te trots. As jy eers jammer sê, dan sal ek jammer sê. Dis nie jammer nie, broers. God het my as priester in my huis aangestel. Sy moet eers die jammer sê. Trotse oë. Dis u doodstil. Dis manne wat met krag in ons heers. Toe maar, ek gaan jou nog 'n bietjie skok, ek kom. Die man van onsekerheid. Soveel man sit vanmôre in hierdie plek en hulle is onseker. Onseker, nommer 1 oor hulle toekoms, party is onseker oor hulle kinders. Ek hoop nie jy sit vanmôre hier en jy is onseker oor jou vrou nie, maar sou jy dan onseker wees oor haar en julle verhouding, dan wil ek vir jou sê, dis 'n sterk man wat van jou besit geneem het. Onseker oor môre. Kan ek jou raad gee oor môre? Hou op om nuus te luister, te lees, te kyk en lees die goeie nuus. Ons was in Israel begin van die jaar, ek en pastoor Tim,
En ons het die groot voorreg gehad om daar te wees. En baie mense het by baie plekke opgewonde geraak en hulle dingetjies gedoen, maar ek was nog nie so opgewonde met baie plekke nie. Ek kom pas vir Tim vra as baie plekke wat ek sê ek gaan nie aan naby nie en hulle kan maar daar wees, maar ek wil nie daar wees nie. Een van die plekke was die geboorte van Jesus. Ek wil nie daar wees nie, ek gaan dit ek. Maar kom ek sê vir jou een ding wat my opgewonde gemaak het, was die Olyfberg. Want daar is 'n belofte. Soos wat julle hom gesien het dat hy gaan so kom hy weer terug. Ek was opgewonde oor die Olyfberg, so daar kom loop die jare onder my kraag. En al wat Israel aan my gedoen het, is uiteindelik net my sekerheid weer bevestig. Dat ek seker is, hy nie in een van die twee grafte is, waaroor hulle nou begin bespiegel, wat sê, is die regte een nie. Hy is nie daar nie. En ek is seker daarvan, daar is 'n Olyfberg. En hy kom weer terug. Loof die Here, so wonderlike naam, maar onsekerheid. Onsekerheid, ons leef in onsekere tye, dit is die waarheid. Terwyl die kerk die goddelike voorreg het om met sekerheid te kan staan. Ek is nie bekommerd oor wat nou heiliglik in die Midde-Ooste plaasvind nie. Ek is nie bekommerd oor meneer Trump met sy kuif nie. Ek weet vanmôre dat die Bybel sê dat hierdie dinge gaan plaasvind en daarna gaan die seën van die mens verskyn in die hemele. Ek het sekerheid kerk. Want kyk maar, ons is altyd onseker oor die tydelike. Oor dit wat ons probeer beheer. Weet jy hoe kan jy dit beheer? Want jy is nie gemaak om dit te beheer. Maar dis 'n sterk man wat ons priesters oorwonder. Dan is daar 'n manskap en ek het geskryf pornografie en reg onder dit verslawing. En ek weet jy weet nie, pornografie en rook is nie so erg nie, dis die gees van verslawing wat erg is. So jy gaan nie na dit kyk nie, want jy is nie verslaaf aan dit nie. O pastoor, luister, God wil jou vanmôre, daai sterk man wat jou bind, wat jou vanmôre vashou, hy wil jou vanmôre losmaak van dit. Hierdie sterk manne waarvan ek praat, luister, as hy jou in die hande gekry, raak jy nie sommer net van hom ontslaan nie, hoor. Luister, wat ek vir jou sê, verslawing is een van die sterkste sake wat in die kerk geïnfiltreer. Pornografie is zeer sekerlik oral beskikbaar. Jare terug het jy dit in 'n boek gekoop met 'n plastiek om. Vandag kry jy dit sommer op multimedia of waar ook al. As jy nie wakker is nie, ewe skielik, dan is dit so, as jou broer met wie jy baie te doen het, en hy is te doen met dit, dan sien jy ewe skielik kom daar 'n advertensie op net om jou te prikkel, om te kyk of jy betrokke is. Ek het die afgelope maand, my vrou sit hier, het ek 2 manne van hierdie kerk van my Facebook af gedelete. Ja. Want dan kom daar 'n advertensie op, as van 'n followed by the house name. Want 'n sterk man het van hulle beheer geneem. En al hoekom ek het gedelete het, is dat ek wil nie, as ek my Facebook oopmaak, sulke goed op my blad hê nie. Sê nou ek sit daar so en ek moet my Facebook oopmaak. Dis 'n sterk man wat die kerk beheer. Ek wil vir julle sê, broers, as jy kan, jou kinders is baie jonk, hou 'n selfoon uit hulle hand uit so lank as wat jy kan. My meisiekinders is in 'n baie goeie hoërskool. Een was, hy's 'n student, wat ek dit net reg sê. Jan is nou matriek. En laat ek dit net vir julle sê, hulle is in die hoërskool Mendelpark, baie goeie hoërskool. Die hoërskool Mendelpark het 2 weke terug vir ons 'n brief geskryf en gesê hulle keer na die tyd toe waar daar geen selfone beleid in hulle skool is, want hulle kom agter daar raak 'n krisis onder jong mense. Wat doen ons om hulle besig te hou? Ons versterk daai man wat hulle harte oorneem. 'n Sterk man, maar ek gaan vir jou sê, die seer van die verlede. Ek kan dit so maklik sê. Pastoor, maar jy weet nie waar ek vandaan kom nie. Pastoor, jy ken nie my gesien. Hierdie seer word so groot dat hy jou later beheer. Laat ek dit vanmôre sê soos wat dit is. Weet jy dat seer beheer hierdie land? Met een woordjie.
Rasisme. Apartheid. Ons kom in Israel, die enigste Afrikaanse woord wat hulle kan sê is apartheid. En is gebore op 'n plek waar dit seer is. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's geen apartheid binne in my nie. Julle kan my broers vra hier onder julle. Ek groet hulle net so hartlik soos wat ek my ander broers groet. Ek praat nie so baie met hulle nie, want ek is bietjie sleg met Engels. Al wat ek 'n bietjie kan praat is van hulle wil. En ek kan sing in van hulle wil, vra my kinders. Maar geen wortel van dit nie. Die seer, hoe beheer die seer jou? En toe sê die Here vir my, praat met oor verskonings. As daar een ding is wat God nooit gebruik nie, dan is dit 'n verskoning. Weet nie of jy dit weet nie. God het nooit 'n verskoning nie. God bied nie 'n verskoning aan nie. Hoeveel verskonings het jy om te sit waar jy nou sit? Dit is die rede hoekom jy is waar jy nou is. En jy gaan dit kan die beste beraader wees, dit kan die beste pastoor wees, jy gaan 'n rede hê. En as ons daai rede vir jou uitgeklaar het, het jy klaar weer 'n ander rede, want hierdie sterk man gee net vir jou verskillende redes. Ek hou nie van hierdie pastoor nie, want hy dans minder as daai pastoor. Dis doodstil. Maar God wil vanmôre sê, hierdie sterk man het binne in jou kom woning maak. Dis hoe jy kan priester wees nie, want al wat hy wil doen, is hy wil jou van die troon afhaal, dat hy self daar kan sit. Dis al wat hy wil doen. Hy skuif jou net so stelselmatig, stukkie vir stukkie, en voor jy jouself kry, moet jy rondhardloop en spring en hierdie sterk man sit, en hy besit wil jou geniet. Amen. Kan ek julle 'n gelykenis vertel? Jare terug is daar binne 'n man wat 'n kameel vat en hy gaan deur die woestyn vir jare. En op 'n stadium kry hy hierdie kameel en dan hy stop in die son met aardverwarming, dit het baie warm geword en hy slaan sy ou tentjie op en dis sommer so een man tentjie, hy sê ons gaan vir so 'n paar dae hier oor bly. En die volgende dag toe die sonnetjie so op sy beste so skyn, toe kom die kameel so na die man en hy sê, "Ouma, jy moet weet ek draai jou al vir jare." Ja, ek weet. Jy sien jy weet ek loop saam met jou, as jy sê links, dan gaan ons links, regs, dan gaan ons regs. Hy sê, maar hierdie sonnetjie het man deur die jare baie warm geword. Ja, sê hy, verstaan dit. Hy sê, kan ek nie net miskien my snoet insit nie? In die tent, net so 'n klein stukkie, net 'n bietjie. Hy sê, ja, jy kan hom insit, maar net jou snoet. Na ruk sê hy, maar jy moet my skop, jy moet voel brand die son my hier. Sê, kan ek nie net daar's nog plek vir jou, as net so saam met jou inklim. Ja, jy kan saam met inklim. En ek klim so saam en daar sê, hier agter, jy kan dit nie glo nie. Dis verskriklik, kan ek nie nog 'n bietjie inklim nie. Hy sê, ja, klim maar nog 'n bietjie in. Aan die einde van die storie, toe sit die man aan die buitekant van die tent en die son brand hom en die kameel is lekker aan die binnekant. En dis presies wat gebeur met priesterskap, dat hy soek net 'n stukkie. Daarom skryf die apostel Paulus hierdie woorde en gee aan die duiwel geen plek nie. Luister, kerk vanmôre, wil die Here dit vir jou sê, as priester, weet watter. Een van die meeste verskonings wat ons hoor is opvoeding sonder my pa. Dis hoekom ek so krampie is, want my pa was krampie. Dis hoekom ek nie vir my kinders sê, ek's lief vir jou nie, want my pa het nooit vir my gesê, hy is lief vir my nie. En jou pa se siel rus al in vrede, en hy kry nog steeds die skuld vir jou optrede, want 'n sterk man het jou in die hande gekry. Priester, maar God het jou hierdie naweek geroep om te sê, staan op. Dit maak nie saak hoe sterk is hierdie manne, en hoe sterk lyk hulle nie, en wat gebeur nie. Ons het hulle die toestemming gegee om ons te beheer. Ons gaan vanmôre die toestemming van hulle wegvat en sê, jy beheer my nie meer nie. Luister vanmôre, ek gaan vanmôre hierdie sterk man vind, ek gaan hom vasmaak, ek gaan hom uitpak en ek gaan vanmôre sê, luister, ek is vry. Want as die Seun julle dan vrygemaak het,
Shabanda Bati Benda Balachta Zeleber Rekitli Barlotlai. As die Seun jou dan vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Loof die Here se wonderlike naam. Liewe ronde wat hier en dan nie pas Zeleber luister vanmôre kerk, en daar is nog 'n hele paar goed wat ek nie genoem het nie, waarvan die duiwel dit al reeds voorgeneem het. Een van die kragtigste dinge waarmee ek groot geword het. En ek weet veel as hy my pa's vandag in die hemel, maar wanneer ek hierdie goed gebruik van hom, het ek en hy ooreengekom. Hy het self na my toe kom sê, my seun, as jy ooit mense dan waarsku oor my lewenswandel, doen dit, dat hulle net nooit die ewige heerlikheid sal mis nie. Lang jare voordat hy gesterf het, toe sê hy dit vir my. Een van die kragtigste manne wat ek moes beklei het as 'n jong seentjie, toe ek tot bekering kom, tot wanneer my pa selfkrag daarna ook tot bekering kom het, was die man van kritiek. Ek het genoeg gebraaide pastoor geëet. Ek weet hoe pastoor Pieter King linksom proe, ek weet hoe proe hy regsom, ek weet hoe sy gemarineer, ek weet vanmôre hoe voel hy, ek weet pastoor Marius het ek op elke stuk hierdie dingetjie afgeëet van kritiek, soos wat ons op pad ry na die huis van die Here toe, en wat ons weer terugry na die huis van ons woning. Kritiek. En toe moes ek as 'n jong man besluit, gaan ek kritiek in my hart toelaat, en dan gaan ek goed in almal sien. En dis baie keer 'n swak punt, né? Maar dis oukei. Dis oukei. 'n Man kan my hoe behandel, môre is ek maar net ordentlik met hom. Sê my vrou, hoe kry jy dit reg? Jy sien, want vanmôre het God my gehelp dat hy sterk man nie, hy beheer nie. Sal jy goed op jou voete staan? Daar is 'n sterk man wat die Heilige Gees kraag in jou openbaar het, wat binne in jou gemoed is. Nou leer hy jy homself bind. Doen 'n manifestasie. Spreek hom op sy naam. Sê vir my, ek bind vanmôre hierdie saak in die naam van die Here. Bind hom. Broers, moenie met hom speel nie. 'n Sterk man vat jy nie net oor nie, hoor. Jy moet hom kan bind. Bind hom vanmôre. Maak hom vas in die naam van die Here. Maak hom vas vanmôre. Sê Here, ek bind hierdie man in die naam van die Here. Ek bind hom vanmôre en ek wil hom vanmôre vasmaak in die naam van die Here. U weet wat dit is. U ken wat dit is. U is bewus wat dit is. Doen dit van hartenis, doen dit met alle aggressie in die gees. Sê Here, vanmôre het ek aggressie binne in my, maar Here, ek bid U dat U my sal verlos. Ek wil hy man ontroon vanmôre. Ek wil vanmôre hierdie man ontroon wat besig is om my te kelder. Ek haal hom van sy kroon af. Ek het die autoriteit, ek het die mandaat as priester dat ek vanmôre hierdie man in die hande kan kry. So die Here. Samana Bakibenda Bakibaranta Sibaranta. Loof God se wonderlike naam. Benda Bakibenda Sibaranta. Luister kerk, jy kan ook vanmôre bind in die naam van die Here. Want ons het jou ons reeds vrygemaak die naweek. Dis nie so nie. Jy moet sit kyk, dankie. Onthou jy nou daai man wat jy nou vasgemaak het? Of losgemaak, jy het hom nou vasgemaak in die naam van die Here. Hy kan jou nou nie meer vashou nie. Shimanda wat jy benda barasta zelle benda balasta vroeg vanmôre. Toe sê die Heilige Gees vir my, gaan oefen die werkinge van kragte onder jou broers en kom by die plek waar my kerk weer kan vrykom van manne wat hulle vasbind, manne wat hulle huise in beheer geneem het, manne wat sê Here, ek wil priester wees, maar daar's 'n ander man binne in my huis. God wil vanmôre jou huis verander. Binne in jou hart. Van die manne wat ons vanmôre as manne kom neem het, is die manskap van onvrymoedigheid. Sit saam met mense om 'n tafel. 'n Man wat jare saam met my in die kerk is, sê bid jy vir ons broer? Nee, ek bid nie vir my familie. Nee, ek bid nie vir my familie nie. Kom in die kerk. Dan die Here mense gevul met die Heilige Gees, spreek in jou vreemde taal. Sibanda was Sebaronda Kufizeli die benda wat die benda. Miskien moet ons kinders ons meer hoor in 'n goddelike taal praat. En ons daai man vanmôre kan ons die Here. Sibanda was
sê, gaan openbaar daai manne, gaan openbaar daai sterk vyand, maar God gee jou die krag vanmôre om hulle te ontroon. Luister vanmôre kerk, God gee jou die autoriteit om daai man te ontroon. Weet julle, die probleem is nie Dunstan of Chesterfield nie, dis nie die probleem nie. Beloof jy. Ek kom op bewys julle, dis nie die probleem. Die probleem is die gees van verslawing. En die oomblik as iemand probeer ophou rook, 'n man probeer ophou rook, ek het hoeveel keer in die bediening gehoor, dan sê die vrou, pastoor, laat hy eerder rook, want hy is so aggressief. Nou vra ek jou, waar kom jou aggressie aan 'n ou stompie? Hoe kom dit by mekaar? Ek verstaan dit nie lekker nie. Weet jy wat is die probleem? Die man se naam is kompromie. Want al wat die duiwel doen, is hy kom. En hy doen 'n ruiltransaksie. Hy sê, ek gee jou 'n hieneer en ek sal jou stokkies vat. En hy sit steeds binne in jou huis. En hy beheer jou steeds. Want jy het 'n kompromie, jy het 'n onderhandeling gemaak met hom. En dan sê ons, as jy so bad soos 10 jaar terug nie. Luister, as die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. En jy sê dit is vry, net so. Maak jou vry vanmôre. Laat ek dit vanmôre doen. Ek bind vanmôre die man van verslawing in hierdie plek. En sou dit deur die toetien wees, sou dit deur wat ook al wees, ek bind jou in die geestelike in die helm, maak ek jou vas. En ek sê, dat jy geen vassel het op hierdie man en nie, jy geen vassel vanmôre op hierdie priesters nie, roer, God sy onderlijke naam, dat jy die deur van julle vanmôre, maak sy naam groot. Kom onder wat jy met die belangheid. Jy kan kom onder wat jy met die belangheid. Ek maak jou los vanmôre, broer. Ek maak jou los in die naam van die Here. Kom onder wat jy met kan. Priester, jy sal nie meer gebind hier uitgaan nie. Halleluja. Because he gave his church the authority. Hy het ons die mandaat gegee dat jy as priester vanmôre onder die gesag van die Almagtige kan staan. En sê hy is die enigste een wat oor my heers. Die alleen heers oor my Here. En geen ander man vanmôre wat homself wil aanstel in my gemoed vanmôre. Ag man, weet soos wat ek praat, sê die Heilige Gees, wat ek vir julle moet sê, weet julle wat is 'n ander ding wat baie mense, baie manne kry dit. Hulle raak die weeskind van die Here. En weet julle wat se gees heers dan oor jou? Die gees van boemelary. Want ek het 'n weeskind geword. En hoe meer ek my eie wond lek, hoe groter word my seer. En al wat die man in jou huis vir jou sê is, lek jou ou wondjie. Want die kerk het jou seer gemaak. Die pastoor het jou seer gemaak. My pa het my seer gemaak. Miskien is ek 'n bietjie hard, maar laat ek dit net sê. Kom oor dit, die meeste van ons is al seer gemaak. Amen. Priester, God het jou vanmôre gebring, maar hy wil daai man bind sodat jy kan vry wees. Amen. Ek sê vir 'n sekere familie dit altyd. Sê dit wens julle wil in die kerk so optree soos wat julle by die rugby wil optree. Ja. Dan sien jy by die rugby. Skree gaan in die kerk. Omdat 'n man jou beheer. Dan jy nie vrymoedigheid nie. Man, ek is, en julle kan dit maar weet vanmôre,
Julle moderator is nie 'n voordanser nie, maar as ek dans, maak ek seker dat die krag van God daar is. Ek maak seker dat die salwing van die Here oor my vaardig raak. Ek dans nie net omdat dans is nie. En die ou wat dans omdat dans is ook nie verkeerd nie. Dit is nie verkeerd nie. Moet ek julle wys? Yes, Lord. Dis as jy dans omdat dans is. Maar dit is nie verkeerd nie, ek het voor God gedans. En omdat my manier net is dat ek nie so baie dans nie, kan jy maar stap soos wat jy wil en weeg my soos wat jy wil. Maar die Here het my 'n observeringsvermoë gegee. Dat ek as oor die oor kyk, dan sien ek jy het jou kop staan so iets op. So hier agter jou kop, Brother Emmanuel se poen. En as ek dit sien, kan ek maar vir jou sê, so sê die Here, die God van die leerskap. En ek sê dit ook nie altyd voor mense nie, want ek verneder niemand. Maar ek sal sê, my brother, het jy bietjie hulp nodig. Kom ek help jou. Want God wil nie dat sy priesters gebind moet wees. Ek sien hoe meer ons in hierdie naweek kom, hoe meer hande kom aan die lig. Amen. Amen. Goed. Kom ons praat oor trotse oë. Ons het ons gesê, trotse oë is dit jou bind. God het vir my vanmôre op deur die nag gesê dat ek vanmôre vir jou kom sê dat ek bind vanmôre daai gees van trotsheid. Daar's 'n sekere trotsheid wat ons mag hê. Ek is super trots dat ek 'n kind van die koning is. Ek is baie trots dat ek 'n seun van hierdie kerk is. Ek is ook trots dat ek die moderator kan wees. Nie oor die verkiesing nie, ek is trots dat God my verhoog het. Sê jy, die navel gedink, wie anders sal my verhoog? So my trotse oë, jou trotse oë, is daai man wat jou gebind het, maar God vervang dit vanmôre. Luister, dat jy die sekerheid van afhanklikheid van die Almagtige sal besef. Here, ek is 100% van U afhanklik. God wil vanmôre daai oë wat trots is vanmôre kom bind, man, gaan na jou vrou toe, val op jou knieë voor haar neer. Ek weet nie of julle dit gedoen het, die broers. Miskien moet ek die susters vra by die vroue kom. Want ek het vir my pastore 1, 2, 3, 4 challenge gegee. Vat 1 minuut en druk haar net op jou bors vas. Dat sy net weer jou hartklop kan hoor. En dan vat jy 2 minute om vir haar te vertel hoe oulik en cute en smart is nie. En dan vat jy 3 minute om saam met haar te kniel en te bid. En dan die 4de een, vat jy op jou tyd. Dis hoe omas en oupas daar is. Verplaas die kinders. En as jy nie geld het, nie maak 'n plan. Jy het nie baie geld nodig nie. Ek en Michelle het hoeveel keer by 'n oompie gaan sit. Dan koop ons 1 roomys. Vat 2 lepels. En ek sê dieselfde roomys. Maar ons het trots geword, broers. Ek het nie genoeg geld om haar koninklike treat te gee, so ek doen niks. Maar erken jy jou afhanklikheid van God? Onsekerheid. God wil vanmôre vir jou 'n vaste identiteit in Christus gee. Nie 'n identiteit in hierdie kerk nie, maar dis die probleem met baie mense. Hy het identiteit in die kerk gekry. Tot die pastoor skryf dan hy 'n nuwe identiteit kry. En ek probeer weet jy nie wie hy is. Broer A tot Z ons nie op ons van die gemeente op, want hy weet nie wie hy is nie. Maar 'n identiteit in Christus. So ek maak vanmôre onder my broers binne in julle huise, maak ek hierdie man los wat jou identiteit in Christus gee, dat jy 'n vaste identiteit in God sal hê. Loof die Here se naam. Verslawing, luister vanmôre op daai man. Ek het dit aan 'n man vasgemaak wat verslawing uitdeel. Nou gaan ons vanmôre iemand anders losmaak in jou huis wat vanmôre iets anders vir jou kan bring. En dis die man van vryheid en van selfbeheersing.
Selfbeheersing dus. Selfbeheersing is nie net by 'n sigaret of 'n drankie nie. Ek hoor al hoe meer mense sê, jy kan maar 'n drankie vat net met mate. Jy mag maar met die duiwel hand aan hand loop, gebruik net die punt. Moenie die hele hand vat nie, bring maar net die moeilikheid, gebruik net die punt. So vat maar 'n soopie. Ek sê vir die God wil nie dat sy priester sterk drank moet gebruik nie. Ek is nie hier om gewildheid te kry nie, broers. Ek is môre om vir jou hier te sê, as jy 'n priester van jou huis wil wees, wil God jou oprig in die regte rigting. En ja, kom maar met jou ideologie na my toe. Ek kan vir jou baie skrif gee. Gee aan die werke van die duisternis, met die werke van die duisternis geen gemeenskap hê. Kry selfbeheersing. Kry weer selfbeheersing oor die hoeveelheid kos wat jy eet. Ons wil altyd die heilige goed hê. Dis die klein posies wat die wingerd verwoes. Amen. Maar God wil die gees van verslawing vanmôre hê gebind en nou wil hy die gees van selfbeheersheid binne in jou vasmaak en op jou huis stel en hy wil hê dat daai gees binne in jou kan heers. Ek het 'n groot toets geskryf in Palaborwa. Waar is broer Nico? Saterdag gaan ek Palaborwa, gaan na die magtige mall van Palaborwa. Kom daar's 'n Fushini's of 'n Miladies. Kom daar, nou ek 'n behoefte vir 'n badkamer. Maar ek probeer ordentlik wees, so ek gaan by die Wimpy. En toe ek by die Wimpy kom, ek gaan nie net badkamer doen, ek koop maar 'n koffie. Dit lyk net wie dit is. So ek sit hier aan sê ek 'n koffie, stel die koffie, alles reg. En toe die koffiekamer staan, ek sit by so 'n bank wat 4 mense kan vat. Wie kom dit toe ek nou die koffie bestel en die vrou staan weg, kom daar 'n ander man, so klein kinderige mannetjie. Dit donker wil, hy kom sit reg voor my. Boem. So excuse me sir, this place is being occupied. They say, this table is so big, you can take the whole table. I go deep awesome. See him saying very rude. I was first. It doesn't matter, this table is too big for you. Daar's 9 ander tafels ook. Reg agter my sit 'n man en 'n vrou van dieselfde kleur as die man wat voor my kom sit. En ek kyk om vir hom en maak dit mis. As jy presies altyd gesê ons nog nie vergeet hoe nie. Daar die pas en ek staan op en ek gaan na 'n ander tafel toe stap, maar ek besef toe ek op pad stap na die ander tafel toe, as ek by die tafel gaan sit en ons gaan oogkontak maak, gaan ek een of ander ou gaan mekaar vir 3 dae nie sien. Kan nie ek wees. En ek besef as ek by die tafel nou gaan sit, ons gaan onder as oogkontak maak, gaan hy met sy, ek gaan dan reageer. Ek stap so na hom toe, en ek skiet hom so met die menu, van sy very roots, my wil nie sê, ek sê hom, ek het 80% gebruik hierdie toets, 20% was met taal gebruik, en dit het vir hom sê, shut up. Wat sê jy vir ou Engels stil bly? Be quiet. Nou, ek weet ook sê, ek vat ook Engels nie, dus dis maar ek sê, ek het 20% geval. En ek stap weg en die vrou die bring die koffiekas, sy sê, sir, hier is jou koffie, wat alles. Ek sê nou, give it to that rude guy, he'll pay the full bill. And you will drink the coffee. Amen. En kyk, ek sê, yes, you will drink that coffee. Stap ek eerder uit, en my vrou, druk ek van iets anders. Sy sê, wat is wat met jou? Ek sê, nee, ek weet nie. Sy sê, hey, bring my ryker, ek sê, wil nie sien nie. Want die Here God wil hê jy moet selfbeheers wees.
Jy moet self wees. Daar slaag ek uit toets. En ek het my koffie gehoor. Jy moet self wees, broer. God wil vanmôre hy self weer voor toe maak. En dan ons so seer, ons praat so baie oor seer, maar weet jy vanmôre is die seer kry wat ek in die lewe gekry het by kragtigste getuienis. Dat ek gebruik die getuienis en God wil vanmôre in jou huis wil hy weer 'n getuienis losmaak. Hy wil hê dat getuienis moet vanmôre oor jou heers. Hy wil hê vanmôre dat seer jou aandeel moet wees nie. Hoor vanmôre, God wil hê dat dit moet jou kragtigste getuienis word. En ek maak daai man vanmôre oor jou los. Jy weer 'n getuienisdraers wil wees van die koninkryk en van die almagtige en van die heerlikheid en sy heerskappy oor jou sal heers. Halleluja. God wil hê dat jy moet vanmôre hierdie man van verskonings wat jy vasgemaak het, moet jy kan bind en die Here wil vanmôre hê dat jy moet verantwoordelik en as rypmeester kan optree. Moenie altyd 'n verskoning gebruik nie. Een van die vrouens wat by ons jare terug kom bedien het vir ons vertel dat oor seer kry in die kerk. En weet jy wat sê sy vir ons? Sy sê dit is so snaaks en interessant. Dat die ouens wat by Checkers raak gery word met 'n trolly hier agter, het jy al gevoel. Wat as jy klein kinders het? Jy sê klein kinders is 'n pikkie stoot. Nee. My pappa kon stoot. Ons het vinnig gereël dat jy loop agter hulle. Hou jy maar net trolly vas, hulle nie te vinnig gaan nie omgekeer. Maar ons het dit eers geleer nadat ons bietjie seer gekry het. Het jy al gesien, kom vinnig weer om die draai en stamp iemand weer met die trollie so op. Maar volgende keer dan moet jy weet dat hier is waar ek koop, dan gaan jy na dieselfde Checkers toe. Maar wat met die kerk gebeur? Hoe, ek is so seer. Hierdie man is so sterk. Hy gaan seer heeltyd voor jou hou. Hy gaan heeltyd verskonings voor jou hou. Maar vanmôre maak ek binne in jou los weer verantwoordelikheid en redmeesterskap as priester. Loof die Here se wonderlike naam. Halleluja. Halleluja. En hier is ook die meeste wat ek van 'n priester al gehoor het, is dat of soos my pa gemaak het of sonder my pa. Daar was nie 'n pa by ons betrokke nie. Hy was altyd besig met ander dinge. Hy het gesorg dat daar kos is. Hy het gesorg dat al die dinge is. Ons kan daaroor nie kla nie, maar my pa was nooit by my nie. My pa het nie een rugby-wedstryd van my gekyk nie. Ken jy daai verskonings? Gebruik jy daai verskonings? Maar hoor, God wil vanmôre hierdie paskap verander binne in jou huis en hy wil hê dat jy die siklus moet verander, dat jy die beste pa, die beste man vir jou vrou sal wees en die beste pa vir jou kinders. Hy wil hierdie sterk man vanmôre binne in jou bevestig en miskien sien jy dit vanmôre nie. Want dis die hartseer van die 4de dimensie prediking. Dis nie dadelik sigbaar nie. Dit word nie altyd met 'n emosie gepaard gaan. Dis nie altyd iets wat jy kan voel nie, my broer. Maar daar is iets wat in 'n 4de dimensie plaasvind. En as hy in die 4de dimensie plaasvind, dan het hy krag. Dinge wat hier op aarde plaasvind, het nie altyd krag nie. En God wil vanmôre hê dat jy moet weer sê, Vader, ek staan op en ek ontroon al daai manne wat van my beheer geneem het en ek bid hier vanmôre, ek maak hulle vas in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek maak hulle vas vanmôre. Jy het die autoriteit. Hierdie moderator, dis die hartseer. Ek kan nie binne in jou altyd 'n man vasmaak nie. Jy moet my toelaat om binne in jou 'n man vas te maak. Maar jy kan self jou huis betree en jy kan deel, lank genoeg was jy hier. Luister vanmôre, ek wil uitbeweeg. Ek wil hê jy moet uitbeweeg. Ek gaan nie meer onder die son brand nie. Ek wil hê dat jy vanmôre moet kan sê dat ek is bloedgewaste, wedergeboorte, salwendraande priester, 'n heilige volk, 'n koninklike priesterdom, 'n man en 'n pa vir my kinders. God het vanmôre die bordjies kom verhang. Jy is nie meer Ikabod nie. Laat hulle sê wat hulle wil sê. En laat die vrou maar reageer dat sy nie gevoel vir die geboorte van hierdie kind nie.
En ek weet nie of jy vrou verstaan in die godheid nie. Wanneer jy droom van 'n vrou of dan droom jy eintlik van 'n kerk. En miskien voel jy dat die kerk nie meer 'n gevoel nie. Laat dit so wees. Want God sê vanmôre van Ikabod na 'n bloedgewaste, wedergebore kind van die koning. Hy gee aan jou vanmôre identiteit. Hy verander jou vanmôre. Maar ek wonder dat ek wil 'n laaste ding sê. Want broers, het jy al gehoor van vrouenskinde? Maar mans. Oh. Shock. God wil hê dat jy vanmôre daai man moet vind. Halleluja. En dat jy vanmôre kom sê ek is vry. Ek is vry. Wanneer ek praat ek bloedgewaste sake. Wanneer ek praat ek koninklike sake. Ek wil vanmôre die man aan my aanstel, soos wat die apostel Paulus gesê het, wanneer ek iets bedink, dan bedink ek die dinge van daarbo. Luister kerk vanmôre. God wil vanmôre jou priesterskap in jou hart verander. Hulle wat vir jare oor jou geheers het as priester, hulle wat vir jare oor jou geheers het as koning, God het hulle vanmôre ontroon en hy wil vanmôre 'n koning daar plaas wat jou sal vat na die vryheid en die heerlikheid. Loof die Here se wonderlike naam. Halleluja. Halleluja. Hier kom regtig die laaste keer. Hier kom die laaste wat die Here het hom gehou vir die laaste. Hier in my gemoed. Maar geen jy in die gees van depressie. Maak die deur toe, sit die lig af en huil. Maar God wil vanmôre daai man ontroon. En hy wil weer 'n nuwe gees van blydskap in jou binneste uitstort. Hy wil vanmôre hê dat blydskap jou aandeel sal wees. Dis waarom Jesus bid hierdie woorde: Vader, laat hulle blydskap in U wees en in my wees. Luister, God wil vanmôre blydskap in jou hart uitstort. En luister, ek is vanmôre hier om manne te ontroon, sterk manne, kragtige manne. En ek het gesê, Here, hoe gaan ek dit regkry? En sy antwoord was, jy kan dit doen met die salwing van die Heilige Gees. Jy kan dit doen met die krag van God. Sterk wat jy met hom laat gaan. Sterk, laat jy vanmôre om ontroon. Kry klaar met 'n ander priester in jou huis. Ek probeer dit altyd so hanteer. Hanteer dit. Ek probeer dit altyd so hanteer in my gemeentes. Daar's een vrou wat ek tot orde geroep het in my gemeentes. Nog ooit. En dit is nog 'n helde dag. As hulle seer het, bel my. Maar hulle is nie, hulle support 100%. Maar ek het tot orde geroep op een dag. Andersins, weet jy wat doen ek? As 'n vrou nie in orde is nie, dan roep ek die man. Sê priester, die Bybel sê jy is die hoof van jou vrou. Praat jy met jou vrou? Dis nie my werk nie. So die vrouens in Helderberg was mal oor my. Nie die man sal weet nie. Want weet jy, God laat net een priester in huis nie. Amen. Amen. Daar kan net een priester in jou hart heers. En al die sake wat ek vanmôre vir jou genoem het, kom uit een priester uit. Hy wat betree het by die Allerhoogste. En sy naam is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En al hierdie ander sake hou hom van sy troon af, binne in jou hart. Daarom wil God hê jy wil môre ontroon. Amen. Aan die oomblik as jy nou ontroon, dan sê jy, kom Here Jesus. Kom, vul my hart, vul my lewe, vul my gees. Is jy gereed vir geestelike oorlog? Ek hoop nie jy het gedink jy gaan 'n priester word en jy gaan net sit en kyk hoe profete jou bedien. Ek hoop nie jy het gedink jy het 'n priester geword nie. 'n Priester is 'n man wat optree wanneer daar optrede nodig is. Nou kan ek jou vanmôre weer vra nadat jy die woord verstaan, sal jy asseblief saam met my opstaan? En as jy vanmôre 100% seker is
vanoggend saam wat die Here binne in jou hart geplaas het, terwyl dit ek bedien, want dis God se Heilige Gees wat dit doen. Ontroon nou daai man. Sê vir hom hy is ontroon. Spreek dit uit, bely dit. Sê Here, ek ontroon hom, ek maak hom vas in die naam van die Here. Ek maak hom vas vanmôre. Wat dit ook al is, broer, ek wil nie weet nie. Die man laat jou wil nie weet nie. Dit maak nie vir hierdie kerk saak nie. Wat belangrik is, jy moet vanmôre weet, ek ontroon hierdie man. Ek haal hy kameel uit my tent uit. As jy agtergekom het, daar's net so 'n stukkie neus van 'n kameel binne in jou. Haal hom gou as moontlik uit. Kry hom uit. Kry hom uit, kerk. Kom ons spandeer die tyd, kom ons kry dit uit. Kom ons bind op. Ons kan net die huis skoonmaak as die huis hier gebind is. Vanmôre bind ons hom in die naam van die Here. En op grond van wat? Op grond van Jesus wat sê, alles wat ek in die hemele bind, sal op aarde gebonde wees. Ek bind dit vanmôre in die naam van die Here. Priester, ek bind dit vanmôre. Samana wat jy bent, die kameronda wat daar saai. Sal ek bind wat jy bent saai. En nou vanmôre wil God jou losmaak. Hy wil jou vrymaak. Hy wil hê vanmôre moet jy kan sê, soos 'n hert vanmôre van my voete na hoë grond toe. En hy sal my beskerm. En hy sal my bewaar. En vanmôre plaas ek Jesus vanmôre weer op die troon. Hoor vanmôre, hy moet die sterk man in my hart wees. Hy moet die man wees wat ek vanmôre in my hart op my troon wil sit. En as jy op daai troon is, klim so gou moontlik af. Want elke huis het een priester. Jou hart het een priester. Halleluja. En as ek nou beleef dat die Here nou in jou hart gekom het, en dat die Here vanmôre weer sy ereplek in jou hart geneem het, wil jy nie God 'n lofoffer gee nie. Ja, wat dan? My laaste woorde. Jy kan net priester wees as ek die Here jou God jou priester is. Mag die Here jou seën.